Ek groet jou weer vanoggend met 'n lekker oggendkoffie in die hand op 'n wonderlike Sondagoggend, die 1 Desember. Ja, oor minder as 'n maand is dit Kerstyd, né? En oor 'n maand is ons in 2025. So die jaar is op sy einde. En ek dink van nou af veral raak dit vir ons stil word tyd. Môre Petro, welkom hier vanoggend. Dis stil word tyd, dis bietjie voorraad opname tyd. Ons is in Advent, op pad na Kersfees toe. En wat beteken Advent vir ons? Afwagting. Môre Henriette, welkom hier. Lillian, môre, Steven Walters, welkom julle almal, Marte en Anderson daar van Senekal af. Ons is in afwagting. Afwagting vir die Kerstyd. As Ellen en Tessa ook ingeskakel. So, hulle word so al meer en meer lekker daarvoor. Ek wil met jou iets deel oor tyd. Môre Skalk van Vieren, welkom hier. Nettie Bam, ek dink Jetty is nog steeds daar in Hartenbos. Ek sal hom wat wil gee om nou daar te wees, maar nou sit die kinders se weer. Môre Mimi van Nieuwenhuizen en Jan, welkom hier. Ja, die Karoo kinders is nou bietjie daar in Hartenbos vir 'n slag. En ons sal so 'n bietjie eers hier by die huis bly. So iemand moet kyk hier agter ook na al die dinge. Ons almal vat so 'n beurt tussen ons en die kinders. Môre Johan Koetsee, welkom hier ook vanoggend by ons. Met minder as 'n maand voor Kersfees dink ek hoe die tyd verbygaan. Aan die begin van die jaar het ons gewonder hoe gaan hierdie jaar wees? Gaan dit soos verlede jaar wees? Gaan dit nog erger wees? En hier is ons amper aan die einde van hierdie jaar. En dan is een ding waar, die horlosie staan nie stil nie. Laas jaar hierdie tyd het ek al reeds die boodskap gekry dat ek nou moet aftree. Ek is nou te oud. Nou ja, en na die aftree, môre Henry en Else, welkom hier. Het ek gewonder, wat gaan ek hierdie jaar doen? En kan ek vandag vir julle sê, met 'n lied in my hart, dit was vir my 'n wonderlike jaar, tot nou toe. Môre Debbie Niemann, welkom hier. Hier is ons 'n jaar verder, en dit was absoluut 'n wonderlike jaar vir my gesin, vir die familie. Ek wil steeds vir jou sê, die tyd, die horlosie staan nie stil nie. Daarom, as ons kyk na die Kersverhaal, Lukas begin die beskrywing van Jesus se geboorte met sy weergawe daarvan. En dan begin hy daarmee, hy sê, in daardie tyd, alles het oor tyd gegaan, steeds gaan dit oor tyd. Die horlosie staan nie stil nie, elke nuwe sekonde, elke nuwe uur, bring ons by iets anders uit. Môre Betty van Sail, welkom hier. Elke nuwe sekonde en elke nuwe uur bring ons by iets anders uit. Die wonder van tyd is om dit te ontdek wat nie opgesluit lê in die volgende uur van die lewe. En met die horlosie se sekondewyser wat verby Kersfees getik het verlede jaar, begin 'n nuwe tydperk ook so in die kerkjaar. Môre het die klas en welkom hier. 'n Tyd waarin ons die betekenis van Jesus se menswording gaan ontdek. Wanneer die sterrekykers, so ietsie, môre Drika Koena uit Bultfontein uit, jy moet jou so ietsie deel oor die Kerstyd, dis daai tyd wat dit voel vir my, ek wil dit net vashou, dis so 'n kort deel, mense hoor en praat en doen te min daaroor. Wanneer die sterrekykers in Jerusalem aankom, het daar al 'n tyd verloop na Jesus se geboorte. Kon dalk hulle tot meer as 'n jaar gevat het om in Jerusalem aan te kom en navraag te doen oor Jesus. Daar was nie vinnige vliegtye, vinnige motors nie. Môre Elna Sutherland, welkom hier. Dit moes hulle lank gevat het om daar aan te kom.
Hulle aankoms in Jerusalem het 'n opskudding veroorsaak. Môre Sean, Bosch, julle het daar uit. Ja. George uit. Ek sal wat wil gee om daar nou te wees, man. As ek al die foto's en video's kry van die kinders af, dan maak hulle my jaloers. Vir die sterrekykers was dit egter 'n tyd van aanbidding. Dit moet nie net vir hulle wees nie. Môre Stoffel Visser, welkom hier. Dit moet ook vir my en vir jou 'n tyd wees nou van aanbidding. Hulle tyd bestee om uit te kom by hom wat as koning van die Jode gebore is. Hulle kom in aanbidding voor Christus te staan. En terwyl Jerusalem skarrel om uit te vind waar die Christus gebore is, kniel die sterrekykers in eerbetoon. Môre Noontjie van 'n berg, welkom hier. En terwyl die omgewing in rep en roer is, buig hulle voor hierdie nuwe koning. In die tyd van Jesus se geboorte was daar neergesien op skaapwagters. Die skaapwagters was in daardie tyd as oneerlik beskou. Hulle het soms die skape op ander ouens se grond laat wei het, laat my dink deesdae as hulle spottender gewys het, die ou se beeste loop hier in Langplaas, daai stuk is so langs die pad af wat nie aan jou behoort nie. Hulle laat hulle skape op ander ouens se grond wei. Hulle is as rof en onbeskof beskou. In plaas van om by hulle gesinne te wees, bly hierdie skaapwagters meeste van die tyd in die veld. Maar dit is die werk wat hulle gehad het. En daarom is dit besonder dat die engele aan hulle verskyn. En ek vra elke keer die vraag, daar was al hierdie skrifgeleerdes, die grand mense van die tyd, hooggeplaastes. Maar die engele verskyn aan die skaapwagters, die rowwe ouens van daardie tyd. Reeds die skaapwagters het 'n vreemde verhaal by hierdie kindjie se geboortekrib vertel. Kan jy jou indink? Engele wat uit 'n oop hemel sing. Wat sou jy doen as dit met jou gebeur, as jy dit nou sien? Nou kom 'n ou man, ene Simeon van Jerusalem, en boonop met 'n nuwe salwende storie vorendag. Hierdie ou man kom met 'n ander storie, 'n salwende storie. Sê, Here, my oë het u verlossing gesien, 'n lig tot verligting van die nasies. Nou hierdie mooi verhaal, môre Annette de Klerk, welkom hier. Hierdie mooi verhaal van Jesus se geboorte, alles daarom. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Ek dink hierdie ouens het groot geskrik. Want hier sit hulle in die veld, daar's nie krag en stadsliggies nie. Hulle sit hier, al lig wat lê het is die maan en die sterre. En hier skielik met eens is daar 'n engel van die Here by hulle. Hulle het groot geskrik. En hierdie engel sê vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Nadat die engele van hulle weggegaan het, na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom, ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Ek kan in my geestesoog hierdie geskarrel sien van hierdie skaapwagters. Spring op, hardloop op mekaar vas, struikel oor die graspolle, want daar is nie lig om vir hulle te wys waar hulle moet gaan nie. Net die ster wat hulle die rigting aanwys. Ek kan my indink, môre Alta Ginter, daai uit Oudtshoorn uit, hierdie geskarrel, toe hierdie skaapwagters opspring, met erns, haas, wil hulle daar uitkom. Wonder hoe ek en jy sou reageer, as ons nou een van daai skaapwagters was. Hoe sou ons reageer het? So met minder as 'n maand van Kersfees af, deel ek graag met jou iets, so lank van die Kerstyd. Iets van Jesus se geboorte. Want ons is in adventtyd, in afwagting, voorbereiding. Hierdie, môre Magda Jordaan, welkom hier. Hierdie tyd is vir my die mees spesiale tyd.
Ek wil dit vashou vir so lank moontlik. Dis hier waar ek wil vra dat tyd 'n bietjie stil moet staan. Maar die tyd staan nie stil nie. Dit wag vir niemand nie. Maar jy het euforie, welkom. Tyd is iets waarna elkeen van ons, almal van ons jaag, maar niemand vang nie. Een ding het ek geleer. Gedagtes en herinneringe is tydloos. Die tyd gaan verby. Maar jou kinders bly nog altyd in jou hart. Al het die tyd verby gegaan. Tyd gaan so vinnig verby. Hoor al, die kinders word so vinnig groot. Maar daai kinders bly altyd in jou hart. Al gaan die tyd so vinnig verby. Want die tyd staan nie stil nie. Tyd maak nie die gedagtes minder nie. Vat ook nie die mooi van daardie gedagtes weg nie. Vat ook nie die seer weg nie. Bly by jou. Met hierdie jaar, met al sy uitdagings, wat ook verby gesnel het, wil ek met jou iets deel, alreeds voor die Kerstyd. En wil ek jou uitnooi om stil te word in sy teenwoordigheid. Advent, in afwagting, weer asem te skep, jou kop op te lig, die lewe reguit in die oë te kyk. Of jy jou vra om tyd te gebruik, om weer voorraadopname te doen, en seker te maak, dat jy jou tyd reg bestee, dat jy tyd maak vir jou mense, en bovenal vir God. Ons is in die adventtyd, die 4 Sondae voor Kersfees, in afwagting, besig selfondersoek, om ons gereed te kry. Ek wil met jou iets deel, oor Kersfees nou al. Kersfees is 'n tyd om te glo, 'n tyd vir gee, 'n tyd vir lag, 'n tyd vir vrede, 'n tyd vir liefhê, 'n tyd vir familie, 'n tyd vir vriende, 'n tyd vir vreugde, 'n tyd vir saamwees, 'n tyd vir blye tydings, 'n tyd vir dankbaarheid, 'n tyd vir wonderwerke. Wil jou groet vanoggend. Mag hierdie tyd vir ons almal 'n tyd van aanbidding en 'n tyd van stil word wees. Mag ons opnuut besef dat Jesus Christus die verlosser is wat genade en lewe bring. Mag jy 'n wonderlike dag hê.